Welkom terug by die groot ontbyt. Ons gesels môre met Prof Gerard van Huisteen, die bekende Afrikaanse taalkundige. Ons praat bietjie oor Afrikaanse woorde, oor herkoms, oor 'n Engelse woord wat so nou en dan inkruip en verander en dan deur die volksmond verander en goed wat van 'n heel ander plek afkom as wat ons dink. Goeiemôre Prof. Môre, hoe gaan dit? Nou, ons druk hom deur so op 'n Vrydag. Hoor jy, ons praat baie hierdie week oor Afrikaans. Ons het gepraat oor hoe standaard Afrikaans, wat nou die akademiese wetenskaplike Afrikaans is, nie altyd Afrikaans is wat meeste mense in Suid-Afrika praat nie. In noodgedwonge is daar nou maar mense wat ander woorde gebruik as standaard Afrikaanse woorde en hierdie woorde het ook herkoms van lank af al, hulle kom van ver af, so hulle het ook 'n bietjie van 'n inslaa in Afrikaans. Wat is daai woorde wat ons anders as standaard Afrikaans soms gebruik sonder om te besef waar dit vandaan kom? So eintlik al die woorde, jy weet, daar's eintlik maar min woorde wat regtig inheems Afrikaans is. As jy nou regtig dink aan woorde wat ons hier geskep het, dan is dit mooi woorde soos toebroodjie byvoorbeeld. Nee, dis 'n sandwich en in Nederlands ken hulle glad ook nie sandwich nie. Of iets soos huisbak byvoorbeeld vir 'n lift. Dis ook 'n woord wat hier by ons geskep is. Hommeltuig vir 'n drone is woorde wat ons hier geskep het. En eintlik is die selfs 'n woord soos hommeltuig of so iets, al hierdie woorde het natuurlik 'n voorgeskiedenis, kom van elders af. So ons sit met 'n hotspot van tale hier, waaruit 'n taal soos Afrikaans ontstaan het. Dit geld natuurlik ook vir tale soos Engels byvoorbeeld. Ek bedoel Engels is ek dink daar hulle sê maar iets soos ek dink 15 of 20% van Engelse woorde is oorspronklik Wes-Germaans. Die res kom natuurlik uit Frans uit en uit Grieks uit en uit Latyn uit en so aan. So alle tale in die wêreld is eintlik maar so 'n samevoeging van 'n klomp woorde uit verskillende tale uit. As jy nou sê alle tale is eintlik maar 'n samevoeging, hoe buigbaar dink jy moet Afrikaans dan nou maar wees? Moet ons bly by standaard, suiwer of moet ons aanvaar dat die taal gaan ontwikkel en verander? As ons nie ontwikkeling verander nie, sal ons warrimpel in die geskiedenis van tale in die wêreld die eerste en enigste taal wees wat nooit verander het nie. Selfs Latyn, wat uitgesterf het en dood is, het ook verander. So dis 'n wet in die taalkunde, alle tale verander altyd. Maak nie saak hoeveel mense skop daarteen nie, alle tale verander. En as ons dit nie doen nie, dink maar net as ons nie kan praat oor rekenaars of oor die nuutste tegnologiese ontwikkelinge en vuurpyle en sulke goed. As ons nie daaroor kan praat nie, hoe moet 'n taal oorleef? So die taal moet gedurig verander. Daar sit natuurlik vermoed ek agter jou vraag, moet ons woorde skep in Afrikaans, wat vir vertalings vir nuwe woorde in Engels. Dit hang natuurlik af. Daar moet 'n klomp pragmatiek daarbey betrokke wees. Nee, dit moet prakties wees vir ons om dit te doen. Ons kan nie nou net gaan woordjies opmaak, en dan gaan niemand dit eintlik sê nie. Nee, ek dink een van die goed waarna ons al verwys het, wat is vir 'n missed call, is 'n bel blaps. Nee. So oulik, en niks fout daarmee nie, is 'n oulike woordjie. Maar gaan jy sê, ek het jou gebel blaps. Skus, ek het jou gebel blaps. Ja. Ek gaan dit nie doen nie. Prof, daar's soveel Engelse woorde wat 'n mens moet doen. As jy praat van telefoon, 'n pocket dial byvoorbeeld. Ek het jou per ongeluk raak. Ja. Daar is 'n Afrikaanse alternatief of alternatiewe daarvoor, maar gaan Afrikaans meer soos byvoorbeeld Nederlands raak, waar Nederlands baie Engelse woorde as hulle eie aanvaar en dit as standaard aanvaar? Ons doen dit al vir baie jare. Dis nie iets wat nou gaan gebeur of so nie. Dit is 'n ding wat van dat die Engelse hier geland het in 1820, kry ons kontak met Engels. Dit kan nie anders nie. Ons is in soveel noue kontak met Engels dat dit nie anders kan nie. Dink maar byvoorbeeld aan 'n woord of aan 'n uitdrukking soos wat die hel, né?
klink vreeslik Afrikaans en Wes-Germaans en so aan, en dit is absoluut dit. Ons het net daai konstruksie uit Engels uitgekry. What the hell? Wat nie in Nederlands regtig gebruik word nie. En natuurlik het what the hell alle ander variasies waar ons nie nou op hoef in te gaan nie. Maar ons sit met so 'n woord wat regtig in ons monde leef elke dag, kom gewoon uit Engels uit, nê. Die ander een, rugby, is van die begin af, ek bedoel, dis 'n direkte leenwoord uit Engels uit. Jou eerste poedel se naam was Hoekom, en dit is nou vir jou 'n interessante woord. Nee, so nee, hy is nie deur die nag oorlede nie, so is asseblief. Hoekom vir jou so 'n interessante woord? So dis so 'n tipiese woord wat eg Afrikaans is, wat nie in Nederlands bestaan of gebruik word nie. Dit kom natuurlik uit Nederlands uit, hoe komt het dat, nee? Hoe komt het, hoe het dit gekom dat bla 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 gebeur, hoe komt het dat, maar hulle ken gewoon nie hoekom nie. So dit is so pragtige eie ontwikkeling hier in Suid-Afrika. Die ander een, terwyl ons nou oor sulke woorde praat, die ander een, my ander hondjie se naam is Karnali. En Karnali kom uit via Nederlands, Karnalje, uit Italiaans uit, en daai carne, jy hoor daar in canis, carne, en van vleis en so aan, nee, dis carne was honde, en daai alje wat agteraan kom, karnalje, daai alje wat agterkom, was 'n vroulike uitgang. Dit beteken 'n vroulike hond, 'n teef, en 'n klomp van hulle. So 'n karnali is so 'n hondegebroedsel wat op jou afstorm en so aan van tewe. Nee. En so het die woord uiteindelik in Afrikaans gekom, en nou is dit 'n lekker en maklike woord. Hey, jou klein karnali. En jy bedoel daarmee nie julle klomp bitches nie, jy weet. So ontwikkel die woorde met 'n klomp geskiedenis wat saamkom uit verskillende tale uit. Prof, jy praat dus van geskiedenis. Daar is woorde wat ons dink 100% Afrikaans is, maar wat nie in die geskiedenis oorspronklik van Afrikaans afkom. As jy nou sê, baadjie, atjar, abba, bladjang, dis meer. Watter woorde is daar, en ons praat gereeld hierdie week, het ons ook gepraat oor die verskillende invloede internasionaal, of dit nou Maleis is, en of dit watter dit ook al is, wat in Afrikaans ingewerk het. Wat is die woorde wat ons aanvaar as Afrikaans, maar wat se oorsprong nooit Afrikaans was nie? Om ek gee gou, dit was 'n heerlike lysie waarmee ek nou gewerk het, maar hier's 'n paar interessantes. 'n woord soos kamakastig, waar dink jy kom dit? Kamakastig. Dit moet dis Hollands. Glad nie. Nie. So in Khoi bestaan die woord kama, en julle moet nou maar die uitspraak verskoon. Natuurlijk. En asseblief vir al die Khoi kykers, moet maar asseblief my uitspraak verskoon. Kama, en dit beteken gewoon soos, nee, soos, dis 'n kama, ek het kama tande in, jy weet. Dis tande soos, wat nie regtig 'n tande is nie. En dan kamakastig, so kama kom uit Kaapse Khoi uit, en kamakastig kom uit Nama uit. Wat kamatase, daai klase was. Ja. En dit vertaal letterlik na soos. Net soos wat regtig, dis regtig so, daai regtig kom uit reg. En so kom kamakastig, dis net eintlik heeltemal so as 'n klankaanpassing oorgelewer uit Nama uit, nee. En dan gaan maak ons dit nou hier in Afrikaans, gaan maak ons allerlei ander goeters, soos kamalilies en al sulke tipe van woorde. 'n ander een wat interessant is iets soos wat mense altyd oorwonder, is almagtig. Ja. Daar sit ons met die eerste deel Allah, wat natuurlik 'n oproep is na God, Allah, wat hier deur die Kaapse Arabiese mense gebruik is, die Kaapse Maleiers gebruik is, ingekombineer in 'n samestelling met die Nederlandse magtig as 'n aanroep van God, en dan sit jy die twee bymekaar en dan kry jy almagtig, nee. Ja. En daaruit kry ons dan woorde soos alamapsticks. En so aan, jy weet, so, daai woorde het ook 'n lekker interessante geskiedenis. 'n Laaste een dalk gehou, ek weet nie hoeveel tyd ons nog oor het nie, maar 'n woord soos sarkasme,
Ja. Wat natuurlik 'n heel formele woord is in Afrikaans. Sarkasme kry ons via Nederlands, via Frans, via Grieks en Latyn, via Latyn uiteindelik uit Grieks uit. En sarkasme vertaal direk as ek skeur die vlees af. So. Ek knaag op my tande. Want dis 'n snedige opmerking wat tussen jou geknaagde tande uitkom. Nou, ek skeur die vlees af, sarkasme, sarkofaag, né? Daai ding waarin jou vlees neergelê word as jy begrawe word in 'n sarkofaag. Dis daai selfe sarks wat daarin sit wat vlees beteken in Grieks. Prof, dit is merkwaardig. Ek kan nie verstaan hoekom mense dink Afrikaans is eenvoudig nie. Dit is fantasties. Baie dankie vir jou moeite vanmôre en vir jou insig om vir ons 'n bietjie van 'n paar van die ek weet ons het 'n hele oggend gehad net om daaroor te praat, maar nou ja, helaas. Ek kan vir jou 'n hele dag daaroor praat. Ons sal moet iets reël. Baie dankie prof vir jou moeite vanmôre en vir jou tyd en alle sterkte en stuur liefde vir die twee brakke. Maak so.